Halleluja. Hierdie lied, en wie dit nie mooi gehoor het nie. Die eerste vers sê, I'm glad I'm American, for the Statue of Liberty gives me liberty. En dan sê die tweede vers, I'm glad I'm a Christian, for the cross of Calvary gives me liberty. En vanmôre is my tema dankbaarheid. Dankbaarheid vir die kruis van Golgotha. Vriende, my skrifgedeelte vanmôre is Efesiërs hoofstuk 5 vers 2. En wandel in die liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. En dan Hebreërs hoofstuk 11 vers 4. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Die gedeelte wat ek wil hê jy moet aandag aan gee is 'n beter offer. Baie dankie Here vir u woord. En ek wil vanmôre bid Here dat u woord tot ons harte sal spreek in Jesus naam. Amen. Halleluja. In 1865 in Frankryk het 'n paar manne gesit in 'n kroeg en hulle het gepraat oor die demokratiese reg wat daar in Amerika is. En hulle het besluit dat hulle wil hulle eie regering wat nie demokraties was nie, 'n bietjie wakker skrik. En hierdie manne het besluit om vir Amerika 'n standbeeld te skep om hulle vryheid te herdenk. En toe is daar besluit dat hulle 'n Statue of Liberty gaan bou. En die persoon, Gustav Eiffel, die man wat die Eiffeltoring gebou het, hulle het na hom toe gegaan en gevra, hy moet vir hulle 'n statue bou, 'n standbeeld, wat liberty sal uitbeeld, vryheid sal uitbeeld. Want hulle gaan dit vir Amerika skenk. Nou, hierdie statue het 7 strale in die kroon. En die 7 strale praat van die 7 kontinente en die 7 oseane. So dit verteenwoordig die wêreld. Dan het hierdie statue is 46 meter hoog. Nou, as jy kyk na die arm wat die fakkel hoog hou, hy is so groot dat hulle 3500 Beatles in daai arm kan parkeer. So lank en groot is daai arm van die Statue of Liberty. Hy het 354 trappe. So as jy wil gaan gym, daar is 'n plek om te gaan gym. 354 trappe van sy voetstuk tot heel bo. As jy lus voel om dit uit te stap. Dis net 354 trappe. Nou vriende, hierdie lied begin deur te sê, I'm glad I'm American, for the Statue of Liberty gives me liberty. En jy het nou gehoor hoe groot is hierdie statue
statue. En u kan gerus daar gaan op Google en weer gaan kyk na die Statue of Liberty. Net vir interessantheid. Maar my aandag wil ek vanoggend vestig oor die tweede vers. Op 'n heuwel daar ver staan 'n ou ruwe kruis. Hierdie ou ruwe kruis is nie 46 meter hoog nie. Hy's 2 meter hoog. Die spans van daardie kruis is net so bietjie meer as 1 meter. Maar daardie kruis het vir ons 'n beter offer gebring as wat enige lam in die Ou Testament gegee het. Dink net daaraan vanmôre, sou ons met lammetjies hier na die kerk toe moes kom. Dink net daaraan dat ons sou vanmôre, die priester sou die lammetjies moes slag en hulle offer vir ons sonde. Maar ons het 'n beter offer gekry op Golgotha, wat beter is as die Statue of Liberty, wat in die hawe van New York staan. En hierdie beter offer, wat die Here vir ons gegee het, beteken 'n hele paar dinge. U hoor hy sê, en Abel het 'n beter offer gegee as Kain. Jesus het 'n beter offer gegee as wat enige skaap, lammetjie of duif of wat so offer al kan bring. Want weet u, hierdie offer van Golgotha het vir ons as 'n beter offer gekom deur vir ons oorwinning te gee. Amen. Amen. Die woord van die Here sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Amen. Meer as 'n oorwinnaar. As 'n bokser in die bokskryt klim en hy staan sy opponent plat, dan steek hulle sy hand op, dan sê hulle, hy's 'n oorwinnaar. Dan gee hulle hom 'n cheque wat hulle hom betaal omdat hy gewen het. Maar die oomblik as hy by sy huis instap, dan sê sy vrou, waar's daai cheque? En dan vat sy die cheque. Sy's meer as 'n oorwinnaar. En ek en u vanmôre is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus se offer, en daarom kan ek en u vanmôre sing, because of Calvary we don't live here anymore. Because of Calvary I'm glad to be called a Christian, for I've got the liberty in Jesus Christ. Ek het die oorwinning. Ek is meer as 'n oorwinnaar vanmôre. Geen helse mag het nie mag oor my nie. Ek is vry. Christus het my vrygemaak. En daarom kan ek wandel in vryheid. Daarom kan ek wandel in oorwinning. Halleluja, prys die Here. Verder het hierdie kruis van Golgotha die voorhangsel laat skeur. 2000 jaar terug is die voorhangsel geskeur. Maar luister mooi, hy is van bo na onder toe geskeur. Hoe skeur 'n mens materiaal? Van onder af op. Dis hoe jy materiaal skeur wat dan. Maar God kom en hy skeur die voorhangsel van bo na onder. En dit gee vir my en u vanmôre toegang tot in die allerheiligste der heiligste. Want daar is 'n beter offer vir ons gewees. Vanmôre in Israel moet die hoofpriester sy kleertjies aantrek en hulle sit 'n tou om sy voet, om sy bene, en hy stap in om 'n offer te bring. As God daai offering aanvaar en slaat hy die hoofpriester dood, dan trek die volk hom uit met daai tou. Vanmôre stap ek en jy in die allerheiligste. Amen. Ons stap vanmôre in want ons het 'n beter offer. Amen. Because of Calvary we don't live here anymore. Because of Calvary I can be called a Christian.
Because of Calvary. Because of Calvary. Because of Calvary. En daai lied het vanoggend so weer my kop gedraai. Op 'n heuwel daar ver staan 'n ou ruwe kruis, 'n teken van skande en pyn, waar God se dierbare seun vir 'n wêreld van sonde moes ly. Ek bemin daai ou ruwe kruis. Ek klem aan daai ou ruwe kruis, want eendag gaan ek hom verruil vir 'n kroon, want die voorhangsel het geskeur. Halleluja! Prys die Here. Ek het nie nodig om vanmôre 'n bok te bring. Ek het nie vanmôre nodig om na 'n 46 meter hoë statue toe te gaan om na Liberty te kyk. Nee, ek gaan net na Golgotha toe. Die voorhangsel het geskeur. En ek en u het vrye toegang vanmôre om daarin te beweeg. En nie net op Paasnaweek nie, maar elke dag van ons lewe kan ons in die allerheiligste in beweeg. Want ons het 'n advokaat wat vir ons intree, Jesus Christus, wat aan die regterhand van God die Vader sit, waar hy vir ons intree en van waar af hy gaan kom om ons te kom haal. And what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, glorious face, what a day, glorious day that will be. Broer en suster, nie net het ons vanmôre die oorwinning nie, maar ons het vanmôre ook genade gevind. Dit is so fantasties om te weet, God se genade is vir ons genoeg. En ons ervaar dit baie keer op ander maniere, waar dit regtig tot ons deurdring, God se genade is vir ons genoeg. So 18 jaar gelede op die 22ste April, dit was Daphne se verjaarsdag, was Daniel ons seun in 'n motorongeluk. En toe ek by die toneel kom, het ek net gesien sy vriendinnetjie, dit is nie baie goed nie. En ek het nog nooit in my lewe so hard gebid, soos wat ek daai tyd gebid het nie. Dit was 'n Saterdag aand 11:00 wat die ongeluk plaasgevind het. En Dinsdagmiddag 3:00, toe het hulle vir ons gesê, ons moet maar die masjiene afsit. En so het ons gestaan en sien hoe die dokter die masjiene afsit. 15 minute later, toe is hy oorlede. En hy was baie kwaad. En ek het teruggery pastorie toe. Ek gaan in die studeerkamer gaan sit en ek het mooi vir die Here vertel wat het ek alles opgeoffer in my lewe om in die bediening te wees. En ek het vir die Here gesê, ek was 18 jaar oud, toe was ek al 'n sergeant in die polisie gewees. Ek kon op daai stadium miskien al 'n kolonel gewees het in die polisie, maar ek het dit op weggegee, ek het gaan studeer en ek is in die bediening en dis hoe die Here my handel. En toe vat ek 'n stukkie papier en ek skryf 'n brief om te bedank uit die bediening uit, want ek het gevoel die Here gee nie vir my om nie. Maar nou jy weet, as 'n ou sulke goed doen, dan wil jy dan so halfgeestelik wees, nee. En ek dog, laat ek net 'n Bybelversie dan kry om te verduidelik en my te regverdig hoekom ek bedank. En ek vat my Bybel en ek maak die Bybel oop op 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg. Dis die vanagste wat ek 'n briefie opgeskeer het. I'm so glad of Calvary. I'm so glad I can be called a Christian for Calvary. The old rocket cross made the difference. En sy genade, die Here se genade, is vir my genoeg. En hy wil net sê, die eerste keer wat ek weer moes gaan hospitaal besoek doen het, stap ek die hospitaal in en hulle stoot 'n pasiënt daar uit wat ook in 'n ongeluk was, wat soos in ons taal sou sê 'n koolkop is. Sy sal nooit weer praat nie, nooit weer sien nie, nooit weer hoor nie, sy lewe maar net. En toe ek verby stap, toe dink ek, Here, hier het vir Christina, of Christine, dit gespaar. Die genade is vir ons genoeg. En ek wil vanmôre vir u sê, as gevolg
van Golgotha. As gevolg van Golgotha en die kruis op Golgotha, we've got a statue of liberty Amen. in Jesus Christ. What a privilege just to call him Master, to call him Father. What a privilege this morning because of an old rugged cross of Calvary. En dan broer en suster, vriende, vanmôre het ek kindskap. Ek sê aangeneem nie. Ek sê 'n weeskind nie. Ek sê hier jy nie. Maar ek is 'n koningskind. Amen. Yes. Want Johannes hoofstuk 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Amen. Yes, Lord. Because of Calvary. Kan ek in u vanmôre sê, dankie Here, ek kan genoem word kind van God. Dankie, Here. Nie because of the Statue of Liberty in New York Harbor, but because of Calvary's cross. Yes. That is there for me. Yes, my. And the old rugged cross made the difference in a life bound for heartache and destruction. But he died alone for you and me. He could have called 10,000 angels to destroy this world and set him free. But he died alone. Vanmôre vriende, is dit die boodskap wat ek wil hê u moet uitvat. Die persoon wat hier gesing het is Ivan Parker, soos 'n Parker pen, Ivan Parker, en die lied se naam is In New York Harbor, of jy kan net intik Statue of Liberty, en dan gaan jy by daai lied uitkom, as jy hom weer wil gaan luister. I'm so glad I can be called a Christian. Mag jy vanmôre uitstap met 'n blydskap in jou hart, want jy het die voorhangsel het geskeur. Jy het vryheid gekry. Jy het oorwinning gekry. Daar's genade vir jou en jy is kind van God. And the old rugged cross made the difference. Baie dankie Here, I'm so glad I can be called the child of God, for the cross of Calvary gives me liberty. Baie dankie Here, dat ons vanmôre op hierdie goeie Vrydag net 'n oomblik kan stil staan en die kruis bewonder. En kan sê Here, 'n beter offer is vir ons gegee. 'n beter offer, Here, deur Jesus Christus. En dankie dat ons saam kan getuig vanmôre, 'n beter offer is vir ons gegee in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan nou na die tafel van die Here toe. Onthou, dit is die tafel van die Here. Dis nie een of ander kerkgenootskap se tafel nie. En u is baie welkom om saam met ons hier aan die tafel van die Here te sit. Die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en gedank en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit in herinnering van my. In remembrance
vanmôre kom ons en ons breek die brood. Dit is sy liggaam. En ons dank. Here, ons dank U vanmôre vir die beter offer, die beste offer wat vir ons gebring is. Here, dank U vir Golgotha, wat daar staan, dat die kruis vanmôre vir ons vryheid gee. Dat dit ons statue of liberty is. Here, terwyl ons die brood neem en die beker drink, wil ek bid dat U tot ons harte sal spreek. In Jesus naam. Amen. Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, sê die Here.